staan hier. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie besondere erediens vandag. Soos jy weet, dit is 'n gesamentlike diens van ons jong mense en saam met ons in die kerk het. En dan ook 'n spesiale dag vir die jong mense wat vandag belydenis van geloof aflê. Baie seën ook vir hulle en ook vir die ouers van hierdie kinders wat vanoggend hier teenwoordig is. Mag dit ook vir julle 'n besondere dag wees. En dan ook 'n spesiale woord van welkom. Hoe kan Herberg aan C wat by ons ingeskakel is, mag hulle ook seën vind by dit wat hierdie boodskap wat vandag hier gebring word. En dan het ons ook ons klarinet en ons koor vandag hierso om ook hierdie luisterryke geleentheid ook in te vul en deel te wees van hierdie besondere dag. Nou kom ons begin dan ook nou ons same sang en dan het ons ook hierso 'n lied, 'n persoon, Gretchen Boer. Ek spreek hom reguit. Sy gaan vir ons die eerste paar liedere aankondig en daarna gaan ek die laaste twee aankondig. Vonk 314 vers 1 tot 3. Thank
Psalm 446, ons sing die lied 2 keer deur. Baie dankie Gretchen. Die volgende lied wat ons sing is lied 389 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Voor ons die volgende lied sing, wil ek net vra dat julle asseblief julle selfone se klank afsit. Dit is baie sterend om tydens die erediens te hoor as daar boodskappe deurkom. So mense asseblief, sit asseblief julle selfone se klank af. Dan die volgende lied wat ons gesing, dis die laaste lied. Dit is lied nommer 393, daarvan sing ons verse 1 tot 4. Robert
Ek sê vir julle baie dankie vir die lekker saamsing. Ons prediker vanoggend is Dominee Willie Kotse. En ek hoop dat dit werklik vir julle 'n besondere dag sal wees hier in die erediens. Goeiemôre. Hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Nou soos u weet is die erediens 'n baie spesiale geleentheid, 'n wonderlike ruimte om binne te stap. En een van die redes is wanneer ons vanoggend bymekaar is in die erediens, ontdek ons elke Sondag. Die erediens is die ruimte, die plek waar ek ontdek wie ek is. Is dit nie vreemd nie? Ons is veronderstel om te weet wie ons is. En tog, elke keer wanneer ons hier is, ontdek ons wie ons is, en so het Calvin vir ons geleer al, wanneer ons leer wie God is. Selfkennis begin by godskennis. Hoe meer ek leer wie God is, hoe meer weet ek wie ek is. Hoe meer hoe ek myself leer ken, en ek ontdek wie ek is, leer ek weer wie God is. En daarom die voorreg om by mekaar te wees in 'n erediens, om saam te ontdek, wie is God? Wie is ek? En mag ons dit beleef in die ruimte, elkeen van ons, van jong tot oud. En daarom bid ek dat die Here vir onsself sy woord vanoggend sal seën. Afkondigings, dis die volgende op my lys, wat ek moet onthou, is die saak van medelee. Ons het verneem dat Smitty Smit is oorlede, en ons wil ons opregte meegevoel betuig teenoor sy familie, sy mense. As ook wat ons verneem dat Trinkie van Deventer is oorlede, ons wil ons opregte meegevoel uitspreek teenoor Esmey en die familie. Magda wat hier is, Magda Swart, is een van Trinkie se susters, en ons wil ons medelee ook teenoor haar betuig. En dan die sake van voorbidding, is al ons siek mense, Andrei Forster van Perlemoenbaai, Joni Swarts van Pilly Beach, sy kleinseun, en Dirk Buys van Franskraal. En dan het ek al die mense in herberg aan see, ons siek mense, ons bejaardes, almal in die siekeboeg, is almal op ons voorbiddingslys. En ons onthou in die erediens om vir mekaar te bid. Dis 'n daad van omgee, dis 'n daad van liefde. Baie belangrik is ek gevra om dan ook u te herinner aan die bazaar van die 26ste April. Dis bazaartyd. Neem kennis van die datum op die afkondigings, maar u gaan dit nie in die hand hê nie, maar u het dit in die hand, blaadjie. Is die name van die mense wat die conveners is by die tafels. En as u sou belangstel om te help, betrokke te wees,
moenie vergeet nie. U kan u naam by die kerkkantoor opgee as u wil help. Ag, en dan kom ons later by hierdie pragtige oomblik van ons erediens. U sal sien op die afkondigings is die name van ons jong mense wat vandag belydenis van geloof aflê. En dit is 'n voorreg om hulle vandag in die kerk te verwelkom, ook die ouers en oupas en oumas en familie, almal wat hier is vir hierdie spesiale en besonderse oomblik. Maar daaroor later baie meer. Dan noem ek net voor ons begin dat die kerkraad het weer nuwe mense verkies tot op die kerkraad te dien. Ek wou hulle name vanoggend afkondig, maar ek is gevra om dit eers 'n bietjie terug te hou. Ek sal dit later doen. Hulle moet blykbaar eers hulle briewe kry voor ek dit mag doen. Ek was weer te haastig. Maar wat ek wel wil noem is dat die kerkraad het 'n leier ouderling aangewys. Dit is Rian Boysen. Is aangewys as ons leier ouderling en wil vir Rian baie geluk wens vir die voorreg wat jy ook ontvang het, want dit is 'n voorreg. En mag die Here vir jou lei en vir jou seën. En in dieselfde asem wil ek graag ook vir Dion Odee vanweë sy omstandighede ook baie dankie sê. Namens die kerkraad en namens elkeen van ons vir die besonderse gawes wat hy tot diens gestel het in die kerk in die tyd wat hy leier ouderling was. En ons het geweldige seëning ervaar ook deur sy lewenswandel van diensbaarheid binne die kerk. Dion is deur 'n groot operasie van u wat u weet nie en hy het wonderbaarlik herstel. Dit gaan met Dion baie goed en Annetjie sy vrou is hier en ons is die Here dankbaar dat julle gedra is, 'n geseën is deur 'n baie moeilike tyd en dat dit nou goed gaan. En mag die Here julle vashou en ons sien baie uit daarna om binnekort weer saam te werk met Dion. Mag die Here julle seën, hoor. Dit is wat die afkondigings aangaan. Wat moet ek nou onthou? Die kinders weet altyd. O ja, die chocolates. Ek het die chocolates onthou. Ek het min sjokolades en baie mense vandag in die kerk, so ek weet nie of die sjokolades dit gaan hou nie. Maar gebruiklik is dit vir die mense wat verjaar, wat ek 'n chocolate uitdeel. Verjaarsdae. Grenai. Baie geluk. Jy verdien chocolate, definitief. Nog verjaarsdae? Huweliksherdenkings in die tyd. Niemand getrou in die tyd nie. Ek skuld vir Marietjie agter 'n chocolate, ek onthou. Jy kan dit nou nie sin vat. Goed, plesier. Is daar mense wat besoekers is? Ek het vermoed die hande gaan nou 'n bietjie meer raak. Baie welkom by ons. Bly julle is hier, geniet die diens saam met ons. Waar, ek het nog 'n hand hier gesien. Baie welkom. Plesier. Twee nog enetjie? Nee. Asai, nog besoekers. Waar? Ag, Pietie, julle voel julle soos besoekers. Welkom by ons. Nog enetjie hierdie kant. Ek sien my chocolates raak nou min. Ek hoop is nog besoekers nie. Ek wou vra vir almal bo 80 kan ook enetjie kry, maar ek gaan dit nie vir nou vra nie. Ons los dit. Dan is ons by die aansteek van die kerse. Ek begin sommer by die eredienskers. Ons steek hom aan. Om altyd die Here te dank vir die voorreg om saam te wees. Dan wil ek graag natuurlik 'n kers aansteek, kom ons sê vir ons land. Hierdie land van ons wat elke dag gebed nodig het. Ons leiers, die mense in ons land. En ons bid voortdurend dat die Here vir ons sal seën met die evangelie van vrede en versoening. Ek wil ook vir Gansbaai 'n kers aansteek, ons dorp, die mense van ons dorp, en dat ons voortdurend vir mekaar sal bid. En dan natuurlik, as ek die kan aansteek, wil ek een aansteek vir ons gesinne.
ouers, ons kinders, families, en dat ons altyd vir hulle sal bly bid, en nooit sal ophou om ons gesinne aan die Here op te dra nie. Ek wil ook spesiaal 'n kers aansteek vir die kinders wat vandag belydenis van geloof gaan aflê, want ek gaan dit later noem, dat ons mag ook nooit ophou bid vir ons jong mense nie. So ek steek sommer nou al 'n kers vir julle aan. En dan hierdie ene is vir al ons siekes, ons mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek wil vir hulle 'n kers aansteek. En die kers brand ook vir die mense aan wie ons almal vandag dink, wat ons graag hier sou wou hê. Mense wat ons verloor het en aan die dood afgestaan het. Mense wat ons verlang. Ek wil ook die kers vir hulle aansteek. Kom ons raak saam stil, en dan begin ons saam wees in die naam van die Here. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Mense skuil in die skadu van u vlerke. Hulle drink hulle versadig aan die oorvloed van u huis. Uit die stroom van u genietinge laat u hulle drink. Ja, by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons lig. Die God in wie se lig ons leef, heet ons welkom in die woorde genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam ons loflied, lied 219 vers 1 tot 3, laat ons sing van ons verlosser.
nou voor die koor nou vir ons gaan sing en ek 'n opmerking maak oor die lied, is ek ook gevra en Tony het gedink ek gaan vergeet, maar ek wou eers 'n bietjie praat, om seker te maak dat almal kan hoor, want hulle is 'n bietjie bekommerd oor die klank, veral daar bo op die galery. So hy het gevra dat ek vir Ida bo moet vra, almal wat regs van my is, links van my is en voor my sit, is daar mense wat nie kan hoor nie? Is die klank duidelik en helder daarbo? Ek sien almal knik ja, regs van my. Ja, Tony, dit lyk my almal is tevrede, baie dankie. Die koor gaan nou vir ons 'n lied sing wat gaan oor die mosterdsaadjie. So wanneer die Here Jesus praat oor geloof in die koninkryk van God, dan vergelyk hy dit met 'n mosterdsaadjie wat vreeslik klein is. Ons dink so altyd groot en my geloof moet groot wees, my geloof moet sterk wees. Maar eintlik gaan dit nie om my geloof nie. Dis God wat self als bepaal, wat self sy koninkryk laat groei, wat ook my geloof wat ek het vir my gee en dit laat groei. So daarom die beeld van die mosterdsaadjie, en die koor het gedink om die lied vandag vir ons te sing. Dit sluit heeltemal aan ook by die tyd wat ek die jong mense gehad het in die klas en hoe dikwels ons gepraat het oor geloof. Hulle onthou dit, hoop ek, en sal dit ook herken in die lied. So ons luister graag na die koor. Mosterdzaadje
Baie dankie aan die koor, dit was 'n pragtige lied. En dit so gepas ook vandag vir ons jong mense. En ek hoop julle sal die lied onthou. Nou gaan ons saam met die woord van die Here lees. Ons gaan saam 2 Korintiërs 3 lees, 'n gedeelte uit 2 Korintiërs 3, van vers 12 af, dis ons teksgedeelte. Nou dit is ook, op 'n manier is die boodskap vandag, en ek hoop julle hoor dit ook so, 'n samevatting van dit wat ons die afgelope jaar gedoen het, verlede jaar, toe hulle in die klas was dit een van die gedagtes wat ek met hulle gedeel het, meer as een keer, by vele geleenthede, kom uit die gedeelte uit 2 Korintiërs 3, en daarom beskou dit dan vandag as so 'n kernagtige samevatting van wat ons verlede jaar gepraat het, waarmee ek graag wil hê, julle moet met groot vertroue julle lewens ingaan met hierdie boodskap en hierdie woord. So 2 Korintiërs 3, en voor ons die gedeelte gaan saam lees, kom ons raak eers stil en bid ons saam. Heilige God, ons het u aandag. U sien ons raak. U vind vreugde in ons geniet van die kosbare lewe wat u tot eer van u naam geskep het. U soek ons voortdurend op. U verlang ons. En tog, Here, wil u ook deur ons verlang word. U hunker ook na ons geselskap. U wil ook deur ons gevind word. Here, wanneer ons nou saam u woord lees, dit hoor en beleef, bind ons aandag aan u vas. Ons begeer om na u stem te luister. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 3, die gedeelte van vers 12 af. Die opskrif by hoofstuk 3 gaan oor bedienaars van die nuwe verbond. Dan lees ons van vers 12, terwyl ons dan so 'n hoop het, tree ons op met groot vrymoedigheid, nie soos Moses, wat 'n sluier oor sy gesig getrek het, sodat die kinders van Israel nie die einde van dit wat aan die vergaan was, kon aanskou nie. Maar hulle denke was verhard, want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament, wanneer dit gelees word, en dit word nie weggeneem nie, want dit word slegs in Christus verwyder. Maar tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter, wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van die heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Veral die laaste gedeelte, waar die gedeelte vir ons sê dat ons verander word na die beeld van Christus. So ons lees net hierdie gedeelte saam, met die klem op die laaste deel. 2 Korintiërs 3 geef ons 'n baie interessante en 'n insiggewende beskrywing van die Bybel, die woord, en wanneer ons Bybel lees en wat met ons gebeur. Die teksgedeelte wil eintlik vir ons sê, en u kan dit weer aandagtig by die huis gaan lees, dat die woord, die Bybel, wanneer ons dit lees, is dit soos 'n spieël. Nou ons ken spieëls. Ek is oortuig daarvan, elkeen van ons het vanoggend in 'n spieël gekyk. En ons het gekyk of ons reg is vir kerk, of die hare reg is, of die kleredrag reg is. En ons kyk ook gereeld in die spieël, en soms wil ons ook nie meer in die spieël kyk nie. Want 'n spieël is maar 'n genadeloose ding om in te kyk, soos wat die jare aanrol. Dit is mos so. Maar spieëls het ons, en ons kyk in die spieël, en as ons klaar in die spieël gekyk het, of jy's tevrede of nie, jy stap weg van die spieël af, en dan is jou refleksie ook weg. Maar ons het spieëls waarna ons kyk.
En diegene wat gym kyk veral in spieëls. Maar die Bybel is ook 'n spieël. En wanneer ons in hierdie spieël kyk, is dit gans anders as die spieëls wat ons graag in kyk of nie wil kyk nie. So wanneer ons in die Bybel kyk, ons kyk in hierdie spieël, wil Paulus in hierdie gedeelte sê, gebeur die volgende interessante ding met ons. Ons sien in die spieël die Bybel, ons lees die Bybel en ons hoor in die skrif ook wie ek is. Ek sien ook myself van Genesis af met die skepping. Ek is 'n geskapene. Ek is geskep deur God. Ek is 'n skepsel. Maar ek leer my ook ken in die Bybel as die mens wat geskaap is na die beeld van God, maar vanweë die sonde my rug op God gedraai het. En dan vertel die Bybel ook die verhaal, dat die mens, ek wat in hierdie spieël kyk, sien myself ook as die mens wat God van nature nie liefhet nie en nie van nature dien nie. Maar wanneer ons verder lees, en ons bly lees in hierdie spieël, terwyl ek myself ontdek as hierdie gebroke mens, dan gebeur daar iets wonderbaarliks. Hoe meer ek lees, hoe dieper ek kyk, sê Paulus, hoe meer begin verander my gelaat na die een wie se aangesig ek in die Bybel sien, naamlik die God in wie ek glo. Die God wat hom in Christus aan my openbaar het. En hoe meer ek lees, hoe meer ek daaroor nadink, begin verander hierdie beeld van my na Christus en die beeld van Christus. En neem Christus in my gestalte aan. En word ek die draer, nie meer van my eie beeld nie, maar van die beeld van hierdie Christus. Ek leer myself ken, hoe meer ek in die Bybel kyk, meer daarin lees, dat ek die mens is, wat al hoe meer verander word na 'n begenadigde. Ek leer my nou ken as een wat genade ontvang het. Ek leer myself ken as 'n versoende. Ek leer myself ken as 'n beminde, 'n God wat my bemin, wat my liefhet. Ek leer myself ken as 'n nie veroordeelde, 'n vrygespreekte mens. Ek leer myself ken as een wat deernis ontvang, wat verlossing ontvang, wat heil ontvang. Hoe meer ek in die spieël kyk, word ek verander na Christus, die een voor wie ons verwonderd staan. En dis die vreemde spieël van 2 Korintiërs 3. Kan julle onthou, ons het daaroor gepraat. En dis 'n troos. Dis 'n troos om te weet, en dis ook ons hoop om te hoor, dat ons word verander soos wat ons in die Bybel lees, verander na die een oor wie ons lees, Christus. En dat ons toenemend na sy beeld verander word. Waarom is dit 'n troos? En waarom is dit ons hoop? Want ons leef in 'n wêreld wat uiters verwarrend is. In die wêreld waarin ons leef, hoor ons hierdie verwarrende stemme, wat eintlik vir ons wil sê, as daar nou een mens is met wie jy nie tevrede moet wees nie, is dit met jouself. Jy kan alles wees, behalwe jouself. Jy word voortdurend oortuig om ander rolle en ander voorbeelde na te jaag, om iets te wees wat jy self nie is nie. Ek wil nie daarop uitbrei nie, julle ken die sosiale media, julle ken die uitdagings daarvan, die verwarrende stemme, wat jy nooit voel, jy's goed genoeg nie, jy moet nog dit wees, en jy moet dit word, en jy moet soos die een wees, en as jy nie so aantrek nie, of so lyk nie, of so optree nie, dan is jy net nooit goed genoeg nie. Maar die volgende aanhaling wat ek aan julle wil voorhou, maak dit nog duideliker. Ons leef in 'n verwarrende deurmekaar tyd. Daar is soveel rolmodelle wat ons vandag navolg. Daar is soveel aansprake op ons lewe om sis en so te maak. Ons word so oorweldig en verwar deur al die keuses en lewensmoontlikhede dat ons later nie meer weet wie ons self is of wil wees nie. Ons is mense wat in die spieël kyk en sien, daar is niemand nie. Daar is geen self nie. Geen identiteit nie. Die mens van ons tyd
is die produk van talle invloede, dinge en prosesse. Ons kyk in die spieël en sien net raaisels, drogbeelde. En dis ook wat kan gebeur as jy in die spieël kyk. Wie is ek? En hierdie uiterste verwarring, ek weet nie. Ek sien myself nie, ek weet eintlik nie. En die wêreld waarin ons leef, dra by tot hierdie geweldige verwarring. Maar dit is ook so, dat daar 'n wêreld in ons is, binne in ons. En dat die wêreld hier binne in my net soveel verwarring kan veroorsaak in my lewe as die wêreld waarin ons leef. En veral op 'n sekere ouderdom in jou lewe, jou jongmenslewe, jou tienerlewe, jou adolessentielewe, is daar veral hier in jou gesprekke wat jy het hier na binne in jou leefwêreld geweldige verwarrendheid. Dit gebeur dat jy soms hierdie verskillende emosies het, verskillende gedagtes het wat teenoor mekaar staan. Die een oomblik is jy lief en het jy almal om jou lief, het jou ma lief en jy het jou pa lief. En die volgende oomblik haat jy. Die een oomblik voel dit vir jou jy wil omhels. Die volgende oomblik voel jy wil almal net van jou al wegstoot. So die een oomblik het jy vreugde, jy's gelukkig, die volgende oomblik voel jy neerslagtig. En jy voel nie meer so gelukkig nie. Jy het hierdie verwarrende gedagtes, verwarrende idees, wat die hele tyd teenoor mekaar staan, en dit verwar jou. Jy weet nie altyd wie jy is nie. Wat moet jy maak met al die emosies en die verskillende gedagtes? Jy kan dit vir niemand sê nie, jy kan dit met niemand deel nie, want as almal sou weet hoe verwarrend jy is en jouself beleef, sal hulle jou verwerp, want ons wil mos aanvaar word. En dit was op voorwaarde. En in die Bybel is daar 'n mooi verhaal wat ons hiermee kan help, wat hierby aansluit, by hierdie gevoel van verwarrendheid. In Markus 5 lees ons van 'n man met die naam van Legio. Hy het geleef tussen die grafte, die man van Gerasa. Die Bybel beskryf dit as besetenheid. Hy was besete. Hy was eenkant, hy's uitgestoot, hy het tussen grafte geleef omdat mense in die samelewing hom uitgedryf het, omdat hy so vreemd was en so besete was, kon hy nie in die samelewing inpas nie. Hierdie man, sy naam beteken letterlik baie. Ons is baie. Dit gaan oor veelvuldigheid. Legio, ek is baie. Dit gaan oor hierdie gees van veelvuldige verwarring wat hom beetgepak het. Veelvuldige verwarring. Hy het baie name gehad, baie gesigte, maar nie een was sy eie nie. En so het hy rondgedwaal, en toe Jesus by hom kom, toe staan hy voor hierdie Christus, en Christus gee weer aan hom 'n nuwe identiteit. Hy red hom, hy verlos hom van hierdie verwarrende veelvoud. Hy gee weer vir hom betekenis. Want toe hy voor Christus staan, toe ontdek hy wie hy is. En dan lees ons in die gedeelte in Markus 5, nadat hierdie man verlos is van hierdie dilemma waarin hy is hy weer teruggestuur na die wêreld van waaraf hy kom. Kon hy weer leef soos ander en saam met ander, verlos van hierdie veelvoudige verwarrendheid waarmee hy geleef het. Ons sou kon sê in die woorde van die Bybel, hy het tot bekering gekom, hy het wedergeboorte beleef en dit het sy lewe verander. Thomas Merton maak 'n opmerking hieroor as hy skryf: To be born again is not to become somebody else, but to become ourselves. Wanneer hy voor Christus staan, verander Christus sy lewe.
deurdat hy die mens word wat Christus bedoel het hy moet wees. Uniek soos wat hy hom geskaap het, sonder al die stemme van verwarring. Daar's 'n storie van 'n sakeman wat hierdie gedeelte ook mooi saamvat, en dan beloof ek is ek amper klaar. Wat ook hierdie punt maak wat Paulus maak in 2 Korintiërs 3. En wat gebeur in Markus 5. Die man is op pad vanuit die stad uit na die platteland toe. Hy moet om sake redes mense gaan toespreek. En terwyl hy op pad is, en hy kom 'n bietjie uit die stad uit en ry waar dit mooi is, die platteland, sien hy uit die verte 'n mooi ligspel, verskillende kleure lig wat van ver af skyn ergens uit die veld uit. Soos wat hy nader kom, raak dit net mooier. En hy besluit hy het tyd. Hy het vroeg gery. Hy gaan afdraai en hy wil gaan kyk waar kom die lig vandaan. En hy het afgedraai en hy het die grondpad gevolg en toe kom hy by 'n ou bouval. 'n Ou mirasie. Van die mure het nog gestaan en hy klim uit en hy is teleurgesteld. Hy het gedink hy gaan kom by hierdie pragtige gebou met besonderse vensters en 'n mooi argitektuur, maar toe hy daar kom, toe sien hy hierdie ou bouvallige plek en hy stap om die plek en dit is so 'n bietjie betrokke ook. En een van die mure het nog 'n venster en daar is hierdie pragtige glas. Hierdie gekleurde glas venster wat nog behoue gebly het. Maar die lig op daai stadium is toe grys, hy sien niks. En hy besluit maar hy gaan in sy motor klim en hy gaan verder ry. Maar net toe hy omdraai en by sy motor kom, gaan die wolke oop voor die son en die lig val deur hierdie venster en toe sien hy die kleurspel van lig wat hy van die pad af gesien het. En op daardie oomblik het hy die teenwoordigheid van God beleef. Waarom? En dis wat 2 Korintiërs 3 vir ons wil sê. Dat die woord van God is soos hierdie lig en ons is soos hierdie venster. Ons kan sê soos hierdie ou bouval. En God se lig val deur ons lewens en skyn deur ons en in ons, sodat daardie lig van die evangelie 'n kleurspel raak in die lewe om ons. In 2 Korintiërs 4, net die volgende hoofstuk, sê Paulus dat hierdie mens wat ons is kleipot mense. En ons is maar gebroke mense. Maar dis ons, deur wie God se lig val, sodat die wêreld kan verander. Hy gebruik ons om beelddraers te wees van hom. So wie is ek? Wie is u? Ons is beelddraers van die lewende God. Ons is die mens deur wie sy lig val. As 'n antwoord, as jy soek na wie jy is. Geskape deur God. Begenadig deur God. Geliefd, bemin deur God. En sy lig is in ons en skyn deur ons. Nog 'n antwoord. Wie is ek? Ja, ek is geskape na die beeld van God, draer van God se beeld. Maar ek is ook die voorwerp van God se ewige liefde. Elkeen van ons, tot in ons ouderdom, voorwerp van God se ewige liefde. En mag Here dit altyd onthou in julle lewens, as julle ooit sou wonder, wie is ek in hierdie verwarrende wêreld? Jy, ek is die voorwerp van God se ewige liefde. Dit ontdek ons, wanneer ons kyk in hierdie spieël. En onthou, wanneer jy wegstap van die spieël af, anders as die spieël waarvoor ons staan elke oggend, waar jou beeld verdwyn. Onthou, dat wanneer ons van die spieël af wegstap, verdwyn die beeld nooit. Maar neem ons dit saam met ons, waar ons ook al is.
Amen. Voor ons gaan luister na die formulier, en voor ek die kinders vorentoe roep, kom ons weer saam stil en bid ek eers vir ons saam. Here, op die pad van die lewe vind ek myself nie in idees of in ander se menings en opinies nie, ook nie in gierigheid en welis nie. Here, sukses, mag en roem stil nie ons diepste honger na 'n vervulde lewe nie. Here, U het ons vir U self geskape. Ons siel bly onrustig in ons, onvervuld en soekend, totdat ons tuis kom in U, wat self die weg, die waarheid en die lewe is. Here, op ons reis met die lewe seën U ons met die gawe van U woord, 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. U seën ons met die gawe van menslike ouers, wie se bodemlose liefde en wyse raad wegwysers word op die afdraaipaaie van ons lewe. U seën ons met ouers, wie se begrip, deernis en verdraagsaamheid die skuilplek word teen die lewe se swaar en seer. U seën ons met die gawe van kinders, wat ons as ouers bewaar van 'n lewe van selfsug en ydelheid. Here, in ons kinders leer U ons as ouers die weg van opofferende liefde, wat bereid is om aan die kruis te sterf vir hulle wat ons liefhet. U seën ons met die gawe van die kerk as ons moeder. Binne die erediens voed U ons met die woord van die lewe. In elke gebed ontvang ons die belofte van U ewige troue liefde. In elke lied prys ons U as die Heer van die skepping. In ons saamwees vorm U ons tot die liggaam van Christus. Vorm U ons tot U beeld. Here, op die pad van die lewe vind ek myself waar ek nie gesoek het nie, in U. Amen. Jare gelede het ek op hierdie punt die ouers met hulle babatjies vorentoe geroep. En hulle het daardie babatjies hierheen gedra. Vandag kom hulle self. En daarom gaan ek hulle name lees. En hulle gaan nou hier voorkom staan. En een van daai babatjies is my eie. So ek lees graag hulle name. U sal sien op die blaadjie wat u ontvang, ek dink dit is daarop, is hulle name. Ek gaan dit in daardie volgorde dan ook lees. Clayton Pappas, Carla Oosthuizen, Jan Hendrik van der Merwe. Jan Hendrik, jy moet kom. Elisna van Rensburg, Hever Kotse, Leandra Lourens, Carlo Boelpit en Tian Pastorius. Ons wag nog vir een. Goed, ek is bly julle kyk sommer nou al na die gemeente voor julle. Maar ek wil tog vra vir die doel van die formulier wat ek nou gaan lees, dat julle na my ook eers kan kyk. En dan sal ek julle later weer laat omdraai. As julle my kan julle my sien. Net so 'n bietjie terugstaan as julle my nie kan sien nie. Ek hou aan julle voor die formulier wat ek vir julle voorgehou het toe ons saam was. Hierdie een gaan 'n bietjie anders klink, maar dit is dieselfde. As ek dit die eerste deel klaar gelees het, gaan ek dan vir julle die vrae vra, waarop ons ook vooraf gesê het en ooreengestem met julle moet antwoord, die regte antwoord het julle. OK.
Toe jy gedoop is, en daarom het ek die doopfont hiervoor, het jou ouers voor die Here 'n gelofte gemaak, dat hulle jou geestelik sal begelei, sodat jy die Here sal leer ken, en dat jy uiteindelik self ook 'n keuse sal maak vir Jesus Christus as verlosser. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy daardie keuse gemaak het, en dat jy self nou ja antwoord op die belofte wat jou ouers by jou doop gemaak het. Om belydenis af te lê beteken dat ek voor die gemeente sê wat ek in my hart glo. En dit is dat Jesus Christus die Here is, ook die Here van my lewe. As ek belydenis aflê, sê ek ook dat ek alleen op Jesus sal vertrou, dat ek graag wil lewe volgens sy woord en dat ek aktief by die kerk betrokke wil wees. Ek sê ook dat ek getrou sal bid en die Bybel sal lees en dat ek uit dankbaarheid vir God wil lewe, oral waar ek kom of gaan. Met my belydenis sê ek ook dat ek daarna sal strewe om geestelik te groei, soos daardie mosterdsaadjie. En daarom wil ek ook betrokke wees by die gemeente en aksies van die gemeente, waar ek my geloof prakties kan uitleef. Deur die jare in die katekese het jy 'n sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy dat hierdie kennis nie net 'n verstandelike instemming is nie, maar dat jy persoonlik ook jou geloofsvertroue in Jesus Christus stel. Die kerkraad wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om in die erediens voor God en die gemeente hiervan te getuig met jou belydenis van geloof. So voor ek die vraag gaan vra, julle name het voor die kerkraad verskyn vir toestemming om vandag hier te staan. En die kerkraad het gesê dis reg. Hulle is tevrede met julle. Ek het hulle natuurlik oortuig dat julle 100% reg is om hier te kom staan. So dis vir my heerlik om dan die volgende vraag aan julle te stel. En dan wil ek vra dat julle dit individueel sal antwoord. In die Bybel leer ons dat ons as mense sondaars is. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons van hierdie sonde verlos kan word. Deur ons geloof in Jesus Christus en dat ons dan nuwe mense is. Glo jy dat die Bybel die waarheid is en dat Jesus Christus die enigste verlosser is deur wie ons die nuwe lewe kan kry? Dis die eerste vraag. Beloof jy om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En sal jy alle leringe wat nie met die Bybel ooreenstem nie, verwerp? Dit was die tweede vraag. Die derde vraag. Het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser en het jy hom lief? Beloof jy om hom te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie, soos wat julle vandag doen? Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou eie geloof nie net sal groei nie, maar jy ook Christus se liefde met ander kan deel? En dan die laaste vraag. Onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Here sal beskerm? Tiaan, ons begin by jou. Jy, ja, Lisna, Carla, Clayton, Carlo, Leandrey, Jan Hendrik van der Merwe en Juffrou Kotse. Op hierdie wonderlike jaar herinner ek vir julle en ons almal, by die doopfont het ons gehoor van die genadeverbond. Dat God ons liefhet voordat ons hom nog gekies het. Voordat ons vir God kies, kies hy vir ons. Voordat ons nog bely, neem hy ons en oorlaai hy ons met sy getroue liefde. En dit het ons gehoor by die doopfont. Julle ouers het julle groot gemaak in die weë van die Here. En vandag kom sê julle ja. Ja hierop. Ja Here, ek dien U. Ja, ek het U lief.
En daarom verseker ons vir julle, dat almal van ons wat hier sit, en dit is waarom julle nou deel is van 'n gemeente, het nog altyd was, en altyd sal wees, wat omgee. Almal van ons onderneem om vir julle te bly bid, aan die Here op te dra, julle lewe lank, op die pad wat voor julle lê. En mag die Here julle altyd seën. En daarom verklaar ek julle as belydende lidmate van die NG Kerk hier op Gansbaai. Ons gaan vir julle 'n lied sing. Maar ek gaan eers afstap tot onder en dan gaan ons vir julle daar voor julle sal julle sien is daar kersies, iets wat ons vir julle in die hand wil gee. Ek wil net kyk waar is die res van my, ek het dit by my. Dat ek verduidelik, hiervoor sal u sien, ontvang hulle bekers later, en die bekers het hulle name op, en dan kry hulle 'n kaartjie, en 'n kers. So ons gaan nou saam sing vir julle lied 268, laat Heer u seën op hul dame, julle gaan nou omdraai na die gemeente toe, maar ek het dit nie vooraf beplan nie, maar as u as ouers en oupas en oumas hier wil kom staan, terwyl ons die lied sing, is u baie welkom. Sou u dit graag wou doen? Ek weet ek het dit nie vooraf gereël nie, maar mens moet dinge ook doen op die oomblik. Wat ek vir u kans, sou u dit graag wil doen, of is u skaam? Sien u kans? Asseblief, kom staan en dan sing ons saam, ook vir die ouers, lied 268. Dan wil ek vra dat, kom draai julle kinders, julle jong mense om. Nee, julle moet wegstaan, ons wil vir hulle sien. Ons wil nie vir julle sien. Ek weet, my vrou is nog op pad as ek so kyk. Kom ons sing saam die 268. Baie dankie. Ek wil nou reël dat oom Rian Boy sing. En dan die Annetjie wat daar sit, vir my sal kom help met die gee van die bekers en die kersse. Maar voor julle dit doen, wil ek tog net een ding doen en ouers kan 'n bietjie vorentoe staan of nie so by my kom staan, want ek wil graag hê voordat hulle dit ontvang, moet elke kind hulle hand in die doopvont druk. En dan ontvang hulle nou hulle bekers en kersies. So as julle sou kom staan, die ouers net so 'n bietjie pad maak. En ek weet ons is nou lekker baie hier en is 'n goeie gevoel. Hier is die doopvont. Julle kan so van die kant af kom. Julle hand hier indruk, dan sê jy vir jouself. Dan sê jy vir jouself, jy hoef nie vir die gemeente te sê nie, God se genade verbond het hy met my verseël. Die dag toe ek jonk was, toe ek 'n babatjie was, klein was. En vandag sê ek, ja Here, ek glo met my hele hart in U. Jy kan maar gaan, juffrou. Druk jou hand in die doopvont, dis al, in die water. Dis al.
Goed, baie dankie. Voordat ons nou vir julle kaartjies gee, en kerse, nog my laaste opmerking. Ek weet julle is ook, en ek wil dit sê, want ek weet Dion sou graag hier vandag wou wees. Julle was by hom ook in die klas. Julle is ook deur sy hande. En ons wil ook vir hom dankie sê vir die rol wat hy in julle lewens gespeel het en al die ander kategete wat 'n rol gespeel het in julle lewens en in julle storie. Van kleins af was daar 'n klomp ooms en tannies in die kategese klasse wat die woord aan julle bedien het. Elkeen van hulle wil ons dank vir al hulle goedheid en tyd en geduld wat 'n mens moes hê om julle te bring waar julle vandag is. So baie dankie ook aan elkeen van hulle. Oom Rian? Anita? Ag Annetjie? Waar is julle? Ek wil vra dat jy die kers en die kaartjie vat. Gee jy dit vir die kinders? Rian, daar is die naam. Jan Hendrik van hom. Jan Hendrik. Die oom gaan jou nog nie ken nie, kom staan hier. Hierdie een is vir Clayton Papas. En wanneer julle koffie drink, dan dink julle aan hierdie gemeente. Dit is vir Elisna van Rensburg. Carla Oosthuizen. Hierdie is vir Carlo Bulpit. Leandre Lourens. Waar's Leandre? Juffrou Kotse. En is Tian Pastorius. Is ons Tian. Baie dankie. Baie weer eens baie geluk aan julle almal. Nou kan ons weer almal ons plekke inneem. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. That I wear
of the goodness of God. Ja, ek wil amper sê Elisabeth sing nog. Baie dankie, die goedheid van God. Wat anders kan ons oorsing? En ek wil vra dat terwyl ons die diakens hier staan met hierdie offers, dat ons almal sal saam staan, dan sluit ons af met nog 'n gebed, die 266, die Ons Vader gebed. En dis ook ons gebed vir die offers, wat ons gee uit 'n hart van goedheid en liefde vir die God in wie ons glo. So kom ons staan, dan sluit ons af met die 266. Voor ek die seën van die Here uitspreek, wil die ouers en die kinders, oupas en oumas en almal wat wil, uitnooi om in die klein saal bymekaar te kom vir 'n saamkuier. Ontvang die seën van die drie enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën ons elkeen met sy onuitspreeklike genade, liefde, goedheid en deernis. Hy maak van ons draers van al sy goedheid.